kuier nou by die Victoria Valle saam met Arthur en Liesel. En Livingston is in Livingston. Alpha en Omega, die begin en die einde, die weg en die waarheid. Voor ons uit Livingston vertrek het ek en Pippa nog een laaste wens gehad. En dit was om die Victoria Valle te gaan besoek saam met ons vriende Arthur en Liesel van die Overland Mission gebaseer op Livingston. Ek wil net gou wys hierso. Dr. Livingston, I presume. Ek is die Alpha en die Omega, die eerste en die laaste. Toe draai ek my om, sê Johannes, om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. En sy voete soos blinkkoper wat gloei, soos in 'n oond. En sy stem soos die stem van baie waters. Wanneer 'n mens by die Victoria Valle staan, dan is dit baie maklik om die analogie in Johannes se woorde in Openbaring hoofstuk 1 te kan verstaan. Want as daardie magtige water so val en die ontsag daarvan jou siel penetreer, dan verstaan jy ook wat Johannes bedoel met Jesus se stem is soos die stem van magtige waters. Hoe nader ons aan die valle beweeg het die hoeveelheid mense met reënjasse aan vir ons 'n baie goeie aanduiding gegee van wat vir ons voorlê. Gaan hy. Die laaste hindernis wat ons moes oorbrug was die bruggie wat oor die valle strek en ek en Pippa het met ons klere aan tussen al die ander reënjasse gaan staan op die bruggie en sopnat gereën. En dit was vir ons 'n unieke en 'n baie aangename ervaring. Kyk hier gou. Staan jy reg by die ja, hier kan jy sien hoe staan aan die bopunt van die valle en ek en Pippa is so nat soos nat gereende hoendertjies. Won't people say do not go beyond this? Rickert, moenie rebel wees nie. What about a rebel with a cause? Ek kan nie lees nie. Kyk daar, kom, kyk die video. Ja, maar die val. En saam met ons is ons vriende Arthur en Liesel. Ons het na die tyd lekker saam met hulle gaan koffie drink. Ons is papnat van die valle. Toe kom ons by hierdie hotel en nou gaan ons koffie soek. So mak, nee? Seker so 2 meter van my af. En Pippa kon elkeen uitvra oor sy belewenis van die valle. Sê gou vir my, hoe was die weekvalle vir julle? Nat. Asof ek nou net begin leef het. Ja, eintlik, dis oulies, dis op ons agtergrond. Oeh, my God.
Ja, laas keer was beter. Rickert, vir jou. Ek sien jy's amper terug. Ja. Ja, #live a little. is dit? Ja. Ek leer dit by Arthur. What about live a lot? Ons altyd. Elke knie sal buig, elke mond getuig, vandag Ja, baie welkom weer terug hier by ons. Ek en Pippa loop nou na Tim en Anneke hulle toe. Ek skat dit so, wat sal jy sê, so 15 minute, 10 minute se loop. En die heerlik gereën, vandaar die sonbril. In case die reën ons vang nou op die pad, maar hulle het 'n huisgroepie vanaand. En ons gaan dit bywoon, sien baie uit daarna, saam met die gelowiges hier in Makushi te wees. En miskien kan jy hoor nou op die kamera se mikrofoontjie. Die voeltjies kan jy hoor. Mooi, nee? As jy dit kan hoor. Maar wat ek jou graag wil wys, is net hoe lyk dit waar ons nou stap. Maar eers 'n woord van die tannie. Hallo. Ek kyk mooi waar ek stap, want daar is baie bosluise en nou is ek baie grillerig. Ja. So ek wil nie in die lang gras stap nie. En alles is 'n bietjie modderig. Maar ek het my tekkies aan. Ja, maar jy hoor hulle grom, die bosluise. O ja. Ja. Want as dan weer bosluise groot. Hoeveel bosluise het jy vandag gehad? Ek het tot dusver van my afgehaal. Ja, Net 4. net 4. Ja. Ja, maar sien die geheim is, jy moet jou benare skeer en dan moet jy dit jou baie lekker dik insmeer met 'n Vaseline. gladderige. Vaseline, gly hulle af. Ja. Jy hoor hoe gly hy? Ja, gly hy. Ja, maar kyk hoe mooi lyk dit hier. Goed, so hier is ons paadjie. En gaan Pippa nou by die kamera, as hy. Kyk hierdie bos. Vir mense wat bosliefhebbers is. Dit is vir my net 'n saligheid op note. Nee. Kyk hoe grou is daai hemelruim daar. So waar die son opkom, is die ooste. En dan is hier net so 'n ligte pink glimmering hier in die weste waar die son nou Kubai sê, maar ons het nou wolke gehad die hele dag. Maar stap net so 'n paar sekondes saam met ons op hierdie paadjie. Verbeel jy jou. Jy's ook hier in Zambia. Die sonbril kan ook gebruik word as 'n rugkrapper. Ja. Goed. Lekker. Waar jy nie kan bykom met die wastery nie. Krap jy. Die man van my, hy's so snaaks.